Ek vertel jou vandag van Tyrannus se saal. Ons lees daarvan in Handelinge 19 vers 1 tot 10. Wanneer Paulus in die groot stad Efese aankom, gaan soek hy sy twee goeie vriende, Priscilla en Aquila op. Sommer dadelik word hy genooi om by hulle te kom bly vir so lank as wat hy in Efese is. En natuurlik kan hy en Aquila mos lekker saamwerk om tente te maak. Hy vra uit oor Apollos en dan vertel hulle hom van hierdie wonderlike, charismatiese prediker. Maar op die oomblik is hy nog in Korinthe. Die berigte wat ons ontvang is dat hy veral onder die Jode daar baie vrug op sy arbeid het. Paulus is die volgende dag na die sinagoge waar hy met oop arms ontvang word. Mense onthou nog baie goed van sy vorige besoek en hy kan met groot vrug met hulle redeneer. Wanneer hy 'n los tydjie het, gaan stap Paulus deur die groot stad om dit te verken. Oral probeer hy praatjies aanknoop met mense oor die evangelie. O ja, ons is ook gelowiges, sê een paartjie opgewonde vir hom. En dan word hy uitgenooi om sommer dieselfde aand nog met hulle groep te kom gesels. Daai aand ontmoet Paulus 'n groep van 12 gelowiges wat saam aanbid. Hulle wag in groot afwagting op hierdie prediker om iets met hulle te kom deel. Wanneer Paulus sy oë laat gaan oor die groepie, hoor hy 'n stem in sy binneste. Vra hulle uit oor die Heilige Gees. Het julle al die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Hy het 'n breë glimlag op sy gesig, want natuurlik ontvang alle gelowiges mos die Heilige Gees. Paulus is egter geskok as hy hulle antwoord hoor. Die Heilige Gees, het hy dan al gekom? Paulus kan sy ore nie glo nie. Nou begin hy wonder of hierdie mense ooit iets weet. En die doop, is julle al gedoop? O ja, vertel een kerel, Apollos het ons almal gedoop. Ons het bely dat ons sondig is en die doop was die teken dat ons sondes voor God bely het en dat ons tot bekering gekom het. Paulus wil sy klere skeur uit frustrasie. Hierdie mense het nie eers die vaagste idee waaroor dit alles gaan nie. Daar lê vir hom 'n groot werk voor om eers al hulle wanpersepsies te besweer en dan van voor af te begin om die evangelie vir hulle duidelik te maak. Gaan wonder dat hulle na al hierdie tyd nog steeds slegs 12 is. Paulus sug swaar. Dan begin hy verduidelik dat die doop wat hulle ontvang het, lankal uitgedien is. Hulle is met 'n boetedoop gedoop, die doop wat Johannes die Doper bedien het. Hulle moet nou met die Christelike doop gedoop word, as teken dat Jesus hulle die verlossing gegee het. En die Heilige Gees moet deel wees van hulle lewens. Die 12 is hierna in die naam van Jesus gedoop en Paulus het hulle die hande opgelê. En dan gebeur die wonderwerk. Hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Daarna het die 12 manne vol van die Heilige Gees met groot vrymoedigheid die evangelie verkondig in Efese. Baie gou besef Paulus, hier is sommer baie werk. Vir 3 maande lank is hy gereeld in die sinagoge om daar met die Jode te redeneer oor die koninkryk van God. Daar's baie Jode in die stad en 'n goeie aantal van hulle kom tot geloof in Jesus. Maar daar is natuurlik ook die hardkoppiges wat net eenvoudig nie wil verstaan nie. Uiteindelik begin hulle dit vir Paulus moeilik maak. Hulle loop en vertel allerlei stories oor hierdie nuwe godsdiens wat Paulus verkondig en hulle probeer om dit belaglik te maak in die openbaar. Naderhand kan Paulus dit nie meer hanteer nie. Hy sal nou 'n ander plan moet maak. Hy kan dit maar net nie klein kry dat dit altyd die Jode is wat so harde kwas is nie. Onder die heidene is daar talle wat tot geloof kom, maar die Jode
bly hulle self verhard. Hy gesels met Aquila en Priscilla oor die dilemma. Tyrannus, hy het 'n saal waar hy kinders oplei in retoriek. Jy weet seker dat die kuns van openbare gesprekvoering 'n groot ding is hier in Efese, né? Ja, maar ons kan tog nie die saal gebruik terwyl hy besig is met klasse nie. Paulus, het jy dan vergeet dat ons elke dag tussen 11 uur en 4 uur siesta tyd het? Dan is almal besig met sy middagslaapie. Ek is seker daarvan dat Tyrannus nie sal omgee as ons sy saal gebruik in daai tyd nie. Dan kan ons mos retoriek beoefen saam met die gelowiges. Paulus is in sy noppies met die idee. Hiervoor gee hy sommer maklik sy middagslaapie op. En Tyrannus, hy stem in. Nou het die gelowiges 'n permanente saal waar hulle elke middag kan bymekaar kom om diep geestelike gesprekke te voer in die tyd wanneer al die ander mense 'n middagslaapie geniet. Is ek en jy bereid om opofferings te maak vir die Here? 'n Sondagoggend is mos baie lekker tyd om bietjie in te lê of te ontspan. Dan voel baie gelowiges bitter lui om die erediens te gaan bywoon en daar betrokke te gaan raak. Dis baie belangrik dat ons nie sonder baie goeie rede 'n erediens sal mis nie. Dit gaan nie net oor die boodskap nie. Belangriker nog, dat ons daar saam met medegelowiges die Here verheerlik en aanbid. Amen. Kom ons bid saam. Here, maak my asseblief getrou in my diens aan U en leer my om innoverend te dink wanneer daar struikelblokke op my pad kom en om te luister na die stem van die Heilige Gees. Amen.